Goeiemôre van my kant af. Voorspoedige nuwe jaar 2026. Mag dit die jaar van groot dinge wees. Ek dink ons as genootskap, as die 7-dag Adventiste beweging, het 'n besonderse boodskap wat in die wêreld gebring moet word, en dit wat ons verkondig staan voor die deur. Die koms van ons Here Jesus Christus. 'n Mens moet altyd versigtig wees waarvoor jy bid. Want dit kan nogal 'n verrassing wees. Dalk is dit beter so dat ons nie presies weet wat vir ons voorlê nie. Solank ons net weet dat ons moet vashou aan die Here, dat ons hom moet vasgryp, soos wat Jakob hom vasgegryp het in sy worsteling en in sy benoudheid. Laat dit so met ons ook wees, is my gebed. Vir ons oordenking wil ek 'n gedeelte lees, baie bekend onder ons as genootskap. Ek dink baie mense kan dit uit hul kop uit opsê. Maar ek vra hom saam te blaai na Openbaring 14. En ons lees vanaf vers 7 tot 10. Jy kan saam met my volg. En hy het met 'n groot stem gesê: "Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het." En 'n ander engel het gevolg en gesê: Geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongeskink of ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn. En hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Die titel van my boodskap of gedagte vir ons dag is nie my titel nie. Dis 'n titel van 'n preek wat 250 jaar terug gepreek is. Die titel van die preek is Sinners in the hands of an angry God. As ons kyk na hierdie titel, hierdie boodskap, hierdie preek wat gepreek was deur Jonathan Edwards 250 jaar terug, is dit 'n vreesaanjaende boodskap. 'n boodskap kan vreesaanjaend en ontstellend wees, soos wat ons gelees het nou in Openbaring, die 3 engele boodskap en veral die 3de engel boodskap. Dit kan ontstellend wees. Dit kan iets in jou beweeg, maar die perspektief waaruit so 'n boodskap gesien word is belangrik. Nou, Jonathan Edwards se preek het baie kritiek uitgelok, en toe ek vir iemand noem, 'n vriend van my, waaroor ek gaan preek en wat my preek se titel is, toe weet hy van die preek. Nou, ek het 'n boekie oor die preek, en vir jare al is hy daar in my persoonlike
boeke wat ek lees hier langs my bed, maar hy is daar, maar ek het hom nog nooit gelees nie. Die titel is vir my te onheilspellend gewees. Ek het toe besluit om hierdie preek te lees, en dit was vir my opvallend dat alhoewel ek sekere punte nie by mekaar uit kon bring nie, is daar tog sekere idees wat baie waarheid in het. Maar ek dink wat vir my opvallend was die perspektief en die beeld wat die prediker voorgehou het in hierdie preek. Sy prentjie en sy beeld van God. 'n angry God. Wat beteken dit? Hoe lyk 'n angry God? Lyk dit dieselfde as soos wat ons nou gelees het uit Openbaring 14? Hoe lyk 'n God wat kwaad is? Jy weet, ons in ons lewenservaring bou sekere konstrukte wat deel vorm van ons wêreldbeeld, die beeld of die bril waardeur ons die wêreld sien. En van jongs af het ons, meeste van ons wat so bevoorreg is, het 'n vader, 'n pa in die huis. En dis die eerste van dat jy kan onthou wat jy kan verwys na in jou beeld van 'n pa, is jou pa wat jy het vandat jy kan onthou, jou aardse vader. Hoe het jou aardse vader, jou pa met jou gehandel? Hoe het hy opgetree? Hoe het hy jou hanteer? En dit is gewoonlik die basis van die beeld van God waarop ons bou. Hierdie beeld wat ons bou van ons hemelse Vader is gewoonlik gebaseer op menslike karaktertrekke, menslike emosies, menslike gevoelens, gebeurtenisse, woorde, en dit is alles menslik. Ons het baie keer al, vir die wat nog kan onthou, moes ons reg gehelp word deur die roede. Ek weet in vandag se tyd is dit taboe, maar toe ek 'n seentjie was dit nie. En ons is so groot gemaak. Ons lag nou baie daaroor en ons gesels baie daaroor, en as ek mens nou terugdink, jy weet, as twee klein seentjies, ek en my broer, tieners, was dit nogal 'n ding, kerk. Ons is gebore doppers, gereformeerdes, en my oupa was hoofouderling en my pa was diaken en ook oralis in die gemeente, en ons moes vir 2 dienste na mekaar moes ons op daardie galery by daai orgel sit vir 2 seentjies om daar stil te sit. En soos dit dan nou maar is, het dit nie altyd te goed gegaan deur die loop van die diens nie, en na die tyd was dit nou tyd van afrekening.
En ons het gewoonlik na die tyd na ons familie toe gegaan, na my ouers of na my ouma hulle toe, my pa se ouers. En dan het my pa altyd gesê, nou kom seuns, kom ons gaan loop gou 'n draaitjie. En dan het ons geweet wat kom. En hy het my ma gesê, het my ouma altyd ingetree. Ag, Kaal, asseblief as ingetree vir die twee stout seentjies. Hoekom het my pa dit gedoen? Was hy kwaad vir ons? Of wou hy ons iets leer? Dis die menslike vlak waarop ek my beeld van God begin bou het. En ek wil die Here dank vir my ouers. Ek was bevoorreg. Maar God is nie 'n mens nie. Sy weë is nie ons weë nie. Sy weë is ver bo ons. En Jesus kom na hierdie aarde toe en hy kom wys ons wie God die Vader is. En ons lees in Johannes 17 vers 4 'n teksgedeelte wat ook vir Abri dink ek baie beteken. Ek het u verheerlik op aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Die werk van Christus op aarde was om die karakter van sy hemelse Vader aan ons bekend te stel. So as ons na 'n tema soos toorn of 'n God wat kwaad is kyk, moet ons kyk na hoe Christus dit aan ons geopenbaar het deur sy wandeling hier op aarde. Jesus se lewe hier op aarde was 'n fisiese openbaring van die karakter van ons hemelse Vader. Ons val so maklik vas in sleuteltekste en in begrippe en in woorde en in taal wat vir ons betekenis het, wat betekenis dra, en ons konsepte word daardeur bepaal en beïnvloed en gesement. Maar ons moet kyk na die stories in die Bybel. Ons moet kyk na die geskiedenis en na die werke, die uitwerking van die Here se genade hier op aarde, in hierdie stories. Van hierdie stories is baie keer ontstellend. Maar as 'n mens werklik diep ondersoek doen, sal jy die waarheid en die karakter van God in elke optrede van hom sien. Dit het alles te doen met perspektief. Uit watter perspektief sien jy hierdie stories? Hoe kyk jy daarna? Hoe beoordeel jy dit? Die wyse waarop jy na God kyk, bepaal hoe jy dit doen. As ons byvoorbeeld dan nou kyk na die toorn van God, dink ek moet ons begin om te kyk na wat die woord beteken. Die eerste ding wat ek gedoen het is gaan haal ons ou hat, slaan oop. Dis 'n woord wat ons nie meer baie gebruik in ons alledaagse taal nie. Toorn. Wie gebruik die woord toorn
redelik algemeen. Ek dink nie een van ons nie. Ons gebruik woorde soos woede, wat se woord nog? Bevoeterd. Daar's baie woorde. Dis alles menslike woorde. En wat vir my interessant was is dat in die ou vertaling Tosius 'n baie subtiele onderskeid maak. Die woord toorn kan ook gebruik word vir mense, maar die woord woede word nooit in konteks gebring met die Here nie. Ek het toe gaan kyk na die woord woede. Wat die hart sê, dis 'n sterk gevoel by mense gekweek wanneer jy beledig of verontreg is, of onreg sien en dit ervaar. Dis 'n menslike emosie, woede. Die woord woede word 21 keer in die Bybel gebruik. 5 keer in die Nuwe Testament en elke keer in die konteks van mense wat woedend is vir iemand anderste. Gewoonlik die Fariseërs. Daar is wel een teks waar woede deur iemand anderste uitgeoefen word en dit is in Openbaring 12 vers 12. Die duiwel daal neer met woede. So dit gee vir my 'n idee waar hierdie emosie vandaan kom. Die woord toorn word baie meer gebruik. Die woord toorn word 244 keer gebruik in die hele Bybel en 35 keer in die Nuwe Testament. Een keer deur Jesus. Nie die woord nie, maar dit wat hy gevoel het. En dit kry ons in Markus 3 vers 5. As ons kan blaai na Markus 3 vers 5 toe, dan lees ons dit saam. Hierdie gedeelte is oor die man met die verdorde hand en sy genesing daarvan, of die genesing daarvan op 'n Sabbat. Markus 3 vers 5. En nadat hy hulle rondom met hom toornig aangekyk het en terselfdertyd bedroef was oor die hantering van hulle, of die hardheid van hulle harte, sê hy vir die man, steek jou hand uit. En hy het dit uitgesteek en sy hand is herstel, gesond soos die ander een. Wat vir my interessant is in hierdie teksvers, die toorn van Jesus gaan saam met, kom ons kyk net gou weer, gaan saam met bedroefdheid. So teleurgestel en hartseer is deel van die konsep van wat Jesus daar gevoel het. Gefrustreerd met die Fariseërs. Hoekom kan hulle dit nie insien nie? Hoekom kan hulle dit nie insien nie? Wat kan ek nog doen? Wat kan ek nog sê? Bedroef, hartseer daaroor. Dit is hoe Jesus se toorn lyk. Ek het gedink toe ek na hierdie onderwerp kyk, ek sal sekerlik uitkom by die gedeelte waar Jesus 'n sweep gevleg het en die mense uit die tempel gejaag het. Maar dit is nie deel daarvan nie.
En in der waarheid net nadat hy gedoen het, die kindertjies na hom toe gekom. Dis nie woede nie. 'n Klein seentjie weet wanneer hy sy pa kan nader en wanneer nie. Vra my, vra enige seentjie. En die kinders het na Jesus toe gekom. So daar is definitief iets anderste rondom die toorn van God, en ek dink ons moet toelaat dat die Bybel vir ons leer wat die toorn van God is. En ek wil hê ons moet saam blaai na Romeine 1. Romeine 1 vanaf vers 18. En ek gaan net die eerste vers eers lees. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mens wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Paulus gaan vir ons verduidelik in Romeine 1 vanaf vers 18 presies hoe die toorn van God lyk. Die toorn waarvan daar in die 3de engel se boodskap gepraat word. En hy gaan gebruik, of hy gaan kyk uit die aard van die saak na die Ou Testament en gebruik dit wat hy in die Ou Testament uit die profete gekry het om hierdie gedeelte te skryf. En daarom dink ek moet ons na daardie profeet gaan. Kom ons blaai na Hosea 11. Hosea is net na Daniël. Hosea 11, die profeet van die Here, Hosea, kry hierdie gedeelte wat hy meedeel aan sy volk. En hierso word 'n beeld gebruik wat ons almal ken, wat elke ouer in hierdie gemeente ken. En dit is die beeld van 'n vader en 'n kind, in hierdie geval seker 'n seentjie. Ek het 2 dogters, my dogters is wonderlik. Ek het nooit met hulle gesukkel nie. Kom ons lees saam. Vanaf vers 1. Toe Israel 'n kind was, het ek hom liefgehad en uit Egipte het ek my seun geroep. Hoe meer die profete hulle geroep het, des te meer het hulle van hulle af weggeloop. Hulle het aan die Baals geoffer en vir die gesneede beelde rook laat opgaan. En ek self het Efraim leer loop. Hy het hulle op sy arm geneem, maar hulle het nie erken dat hy hulle genees het nie. Met mensebande, met koorde van liefde het ek hulle getrek, en ek was vir hulle soos diegene wat die juk van hulle kakebeen af oplig, en ek het my na hulle neergebuig. Ek het hom voedsel gegee. Ons sien hier so 'n beeld van 'n pa en sy seentjie, wat hom gedra het, wat hom gevoed het, en wat hom geleer loop het. Nou, ek hoef nie vir enige pa in hierdie gemeente verduidelik hoe jy behoort te voel oor jou kind nie. U weet, jou gedagtes aangaande jou kind is nie gedagtes van onheil nie. Dis gedagtes van vrede en voorspoed. En dit is die gedagtes aangaande ons, die kinders van die Here. En dan van vers 6 af.
En die swaard, of kom ons lees vanaf vers 7, want my volk dwing om van my afvallig te word. En as die profete hom roep na bo, rig hy hom glad nie op nie. En dan sê die Here, hoe kan ek jou oorgee, o Efraim, jou prys gee, o Israel. Jy weet, op 'n sekere tyd in die opvoeding van 'n kind, kom daar 'n tyd wat hy self moet leer, veral wanneer hulle tieners is, en dat hulle toegelaat word, doelbewus om hulle koppe te stamp. Met die hoop dat hulle koppe sal stamp en sal terugkeer na dit wat reg is. Dan moet 'n mens die vrye wil toelaat om sy loop te neem. Maar dit is moeilik vir 'n vader om te sê, nou maar gaaf, as jy wil, gaan kyk, of gaan doen, of gaan sis, of gaan so. En jy weet dat die einde daarvan verdriet en hartseer gaan wees. Jy weet, maar wat kan jy anders te doen? En die Here is in hierdie posisie met sy kind wat hy uit Egipte uit gaan haal het, sy seentjie wat hy leer loop het en wat hy kos gegee het. Hoe kan ek jou laat gaan? Hoe kan ek jou oorgee, o Efraim, jou prys gee, Israel? Hoe kan ek dit doen? Maar hy doen dit. Want elkeen van ons het 'n vrye wil. En God sal niks doen om daardie wil te beïnvloed of wederregtelik te verander nie. En daarom laat hy dit toe. Hy laat ons toe om dit ook te doen. As ons nou teruggaan na Romeine, lees ons verder en hou dit wat ons nou uit Hosea uitgelees het in gedagte. En ek lees vanaf vers 19, omdat wat van die Vader geken word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag, sy goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging kan hê nie. Hierdie kind wat weggeloop het. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword en hulle in hulle oorlegginge en hulle verontag en hulle onverstandige harte is verduister. Terwyl hulle vergeet dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. En dan vers 24. Daarom het God hulle ook in die begeerlikheid van hulle harte oorgegee. Hulle is oorgegee. Hoe kan ek jou laat gaan? Hoe kan ek jou oorgee, o Efraim, jou prys gee, o Israel? Daarom, vers 26, daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte. God het hulle oorgegee aan hulle self. Hoe kan ek jou oorgee, o Efraim? Hoe kan ek jou prys gee, Israel? En vers 28,
En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid. God het hulle oorgegee aan hulle self. Hierdie optrede, wat is dit? Vers 1 sê vir ons, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar. Dis hoe dit geopenbaar word. Wanneer God toornig is, staan hy terug. Wanneer God verwerp en verstoot word, staan hy terug. In hierdie tyd waar ons lewe, hou 4 engele die winde van hierdie aarde vas. Soos wat hierdie wêreld hom verstoot en verwerp, sal daar die winde losgelaat word. En weet jy wat gaan gebeur wanneer daar die winde losgelaat word? God sal die skuld daarvoor kry. God sal die skuld daarvoor kry. Hy is verwerp, hy is verstoot, hy is verag. En omdat hy sy beskermde hand oor hierdie aarde onttrek het, sal alle, soos in die taal van die preek wat ons na verwys het, sal alle hel op hierdie aarde losbars. En mense sal hom die skuld gee daarvoor. Dit is sy toorn. Dit is sy, in 'n menslike woord, sy woede. Hy onttrek hom. Waar het ons dit in Christus se lewe tot sy volle gesien uitspeel? Kom ons blaai net 1 of 2 bladsye aan na Romeine 4 vers 24 en 25. Maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dood opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Vers 25 is die woord oorgelewer. Maar hierdie is presies dieselfde woord as in Romeine 24 of Romeine 1 vers 24, 26 en 28. Griekse woord is presies dieselfde. Jesus is oorgegee. In die tuin, nadat die heilige nagmaal ingestel is, worstel Jesus met dit wat voor lê. Hy worstel in so intensiteit met dit waardeur hy moet gaan in die volgende dag, dat hy bloed sweet. En dan gebeur dit. Hy word gevange geneem. Hy word aan 'n kruis vasgeslaan. Hy word opgehef en die kruis word staan gemaak met ons verlosser aan die kruis. En aan die kruis
Omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep: Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is: my God, waarom het U my verlaat? Christus het die beker van die toorn van die Here gedrink. Die toorn en die beker waar daarna verwys word in die 3de engele boodskap. Hy het dit gedrink. En ek wil lees wat die Gees van Profesie sê, wat Christus daar ervaar het. Upon Christ as our substitute and surety was laid the iniquity of us all. He was counted a transgressor, that he might redeem us from the condemnation of the law. The guilt of every descendant of Adam was pressed upon his heart. The wrath of God against sin, the terrible manifestation of his displeasure because of iniquity, filled the soul of his Son with consternation. All his life, Christ had been publishing to a fallen world the good news of the Father's mercy and pardoning love. Salvation for the chief of sinners was his theme. But now, with the terrible weight of guilt he bears, he cannot see the Father's reconciling face. The withdrawal of the divine countenance from the Savior in this hour of supreme anguish pierced his heart with a sorrow that can never be fully understood by man. So great was this anguish that his physical pain was hardly felt. He feared that sin was so offensive to God that their separation was to be eternal. Christ felt the anguish which the sinner will feel when mercy shall no longer plead for the guilty race. It was the sense of sin bringing the Father's wrath upon him as man's substitution that made the cup he drank so bitter and broke the heart of the Son of God. Christus se verwydering en afsnyding met die kontak met sy hemelse Vader was so verskriklik dat ons nooit sal weet waardeur hy gegaan het nie. Ek neem aan die van ons in hierdie wêreld wat dit nie sal aanneem nie, wat hierdie gawe nie sal aanneem en deel maak van hulle lewe nie, sal wel uitvind wat dit beteken. Om afgesny te wees van die bron van lewe, wat bly oor? Wanneer ons lewe in oorvloed en die lewegewer verwerp het, wat bly oor? As ons met 'n verkeerde ingesteldheid, wat sonde is, 'n selfsugtige en vreesagtige gesindheid, wat sonde is, God verwerp, wat bly vir ons oor, as die lewe hom van ons onttrek het?
Wat vir ons oorbly is die sonde wat sy eie loon uitbetaal, die dood. En Jesus sê vir ons, hoe kan ek jou oorgee, Efraim? Hoe kan ek jou prys gee, o Israel? Maar as jy wil, sal ek jou laat gaan. Dis jou vrye wil, die openbaring van volmaakte liefde. Dit is jou keuse. Jy het gekies. Hoekom kies ons nie reg nie? Hoekom bring ek hierdie boodskap vanmôre? U sien, wanneer ons 'n verkeerde beeld het van wie God is, en glo my vry, die hele wêreld daar buite het 'n totale verkeerde beeld van God. Die duiwel was uiters suksesvol om God uit te beeld deur fabels en om uit te beeld as 'n wreedaardige diktator, soort van heerser. Vol van woede, gebaseer op wat ons dink van wat woede is. Kwaad vir ons. Hy het hierdie leuen oor God van die begin af vertel, en ons het dit gesluk. Ons het hom geglo. Jy weet, en as u so oor hom dink en so oor hom voel, dan gaan alles wat u uit hierdie Bybel uitlees, alles wat u daaruit gaan lees, gaan beïnvloed word deur die bril wat u opgesit het oor wie God die Vader is. Dat gaan daardeur beïnvloed word. Die manier hoe jy gaan kyk na liefde, gaan hierdeur beïnvloed word. En dit maak nie sin nie. Hy gaan jou in 'n helse vuur gooi, maar hy's 'n God van liefde. Hoe maak dit sin? Hy gaan jou leed aandoen, maar hy's 'n God van liefde. Dit maak nie vir my sin nie. Die manier wat ons na geregtigheid kyk, word beïnvloed. Die manier wat ons na die wet kyk, word beïnvloed deur die bril wat ons op het, en hoe ons God se karakter sien. Dit word beïnvloed. Alles wat ons glo, word beïnvloed deur die wyse waar ons God op sien. En my bede is vir hierdie jaar dat ons God sal leer ken soos wat hy werklik is. Dat ons sal verstaan wie hy is. En die bewyse is hierin. Die bewyse van wie hy is en wat hy is. Hoe groot hy is. Hoe vol liefde, genade en barmhartigheid hy is in hierdie Bybel vervat. Mag ons as gemeente, as uitgeroeptes en as kinders van die Here by 'n punt uitkom waar ons hom meer en meer, elke dag meer en meer en beter leer ken. Ek wil hê ons moet saam bid en ek gaan 'n gedeelte uit Johannes 17 uitlees, die Here se gebed vir ons en sy disippels. Kom ons sluit die oë. Vader, die uur het gekom
Verheerlik die Seun, sodat die Seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus, wat u gestuur het. Ja, Here, dit is ons begeerte om u te leer ken soos wat u is. Here, ons moet bely, ons is mense, ons het menslike harte. U het ons gered. Here, maar ons harte moet verander word. En ek wil u dank en loof en prys, Here Jesus, dat u kom woning maak in elkeen van u kinders, en dat u deur u Gees in ons werk. Here, en soos wat ons u leer ken, so bring u ons nader aan u. Soos wat ons mekaar leer ken, u ken ons ten volle, maar soos wat ons mekaar leer ken en grootendeels ons u leer ken, so maak u ons vry, so maak u ons gesond, en so gee u vir ons die ewige lewe. Onverdiend, 'n gawe uit u hand uit. Vader, ek bid vir hierdie jaar wat ons ingaan, dat u met elkeen in besonder sal wees, en dat u so sal lei, dat ons u naam sal verheerlik, dat ons getuies sal wees, en dat almal wat ons mee in aanraking kom, u sal leer ken, soos wat u is. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.